woord van Jesus. Dit wat ons in Psalm 22 ook kry. Dawid wat uitroep, my God, waarom het u my verlaat? En wat vir u en vir my ook die diepste betekenis kry in Jesus se uitroep aan die kruis. My God, waarom het u my verlaat? En in sy verlatenheid kry Immanuel vir u en vir my sy diepste betekenis. Maar dit dan die tema van vanmôre se erediens. Ek gaan vir u vra, kom ons word stil voor die Here en dan sal ek vir ons voorgaan en daarna Gesang 190, die eerste, die derde en die 5de vers. Kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Die koninkryk behoort aan die Here en hy heers oor alle nasies, oor die hele skepping. Gemeente, genade vir u en barmhartigheid en vrede van God ons se Vader in die soenverdienste van ons dierbare Heiland, ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle medewerking van die Heilige Gees. Amen. Nadat ons die Here se seëngroet aangehoor het, kom ons blaai dan na Gesang 190. Ons kniel hier aan u voete neer, terwyl die hemelkore u om u groote liefde eer. Vir sondaars diep verlore. En dan ook die derde vers, buig sondaars, buig gelowig neer, voor hom die lig en lewe, sing van sy liefde tot sy eer, ver bo ons lofrewe. En dan ook die 5de vers, wat so aansluit by Jesus se kruisdood. Tot priesters het deur u bloed gewy, is al ons skuld vergewe. U het tot konings ons bevry, om tot u eer te lewe. Kom ons staan, 190, daar die eerste, die derde en ook die 5de vers asseblief. Ek gaan nou die
wet van die Here aan u voorhou, soos wat dit opgeteken staan in Deuteronomium 5, Sander, Deuteronomium 5, en daarna Psalm 130, die tweede vers, maar dan die derde melodie asseblief. Die wet van die Here is soos deur Moses ook aan die volk oorgedra, in Deuteronomium 5, toe die volk daar teen die vlakte oos van die Jordaan gelê het, onderaan die hang van die Pisgaberg. En ons weet wat daarna gebeur het, dat Aaron is reeds dood, die Here het hom kom haal, en vir Moses het die Here gesê, jy sal die beloofde land nie sien nie. So hierdie is eintlik Moses se heel laaste gesprek, Deuteronomium, met sy volk. En Moses, dis vanaf die eerste vers, en Moses het die hele Israel laat roep, en vir hulle gesê, hoor Israel, luister, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek. Julle moet dit leer, en julle moet dit sorgvuldig hou. Die Here ons God het by Horeb, dus by Sinai, met ons 'n verbond gesluit, met ons vaders. Het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek, en ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan, om aan julle die woord van die Here bekend te maak. Want julle was bevrees vir die vuur, God se almag, en God se opdrag, en julle het nie op die berg geklim nie, en God het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Dan die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak. Dink maar aan die goue kalf, wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. En jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde, en aan die vierde geslag van die, wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, nie ligtelik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, die rusdag, die Shabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was. En dat die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie.
Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie. Na sy landerye of sy dienskneg, sy diensmaagd, sy os of sy esel of enige iets wat van jou naaste is nie. Met hierdie woorde het die Here julle hele vergadering op die berg uit die vuur, die wolk en die wolke donkerheid met 'n groot stem toegespreek en niks meer nie. En hy het dit op 2 kliptafels geskrywe. Hy het dit geskryf met sy vinger en dit aan my gegee. Tot sover God se wet. Onthou wat ons al so baie vir mekaar gesê het, broers en susters, dat hierdie wet wat God vir ons gegee het, sy woord, 'n ononderhandelbare woord is. As God sê, mag nie steel nie, mag jy niks toeëien, nie met die mooiste verskoning wat ons vir onsself gee nie, as dit aan iemand anders behoort nie. As God sê, jy mag geen valse getuienis spreek nie, dan mag ek ook nie iemand anders beskinder of sy naam beswadder of sleg maak nie. As God gesê het nee, dan is dit nee. Nie soos ek wil nie, maar dit is sy woord. En so kan u en ek maar na elkeen van hierdie gebooie gaan kyk. Jy moet die Here jou God lief hê. Mag niks in sy plek plaas nie. Ook nie my eie gerief en my eie gemak op 'n koue wintersmôre nie. Sê ek sal maar vanmôre 'n bietjie by die huis bly. Die Here sal ons verstaan. Nee, die Here gaan nie verstaan nie. Want hy het 'n opdrag gegee. Ek gaan nou vir u vra om na Psalm 130 toe te gaan, die 2de vers, dat ons ook ons skuldbelydenis op hierdie wyse voor hom lê. Kom ons staan asseblief, Psalm 130, die 2de asseblief. As jy en ek vanmôre na die boek Romeine toe gaan, en daar in Romeine 6, die eerste vers waar daar staan, wat sal ons sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie, sê Paulus, glad nie. Dis die Griekse woord wat hy hier gebruik. Ons wat die sonde afgesterf het in Christus, hoe kan ons nog daarin lewe? Dis 'n vraag wat jy en ek maar vir onsself moet afvra. Hoe lyk my lewe? Hier in 6 vers 23 lees ons, die loon van die sonde, die loon, die betaling van die sonde, is die ewige dood. Maar uit genade, want dit is nie betaling nie, uit genade alleen, is die genadegawe van God die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. En ek sal besluit, want ons het 'n gesonde verstand gekry, watter pad wil ons loop?
En dan hierdie vryspraak in Romeine 8 vers 1, wat sê daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees, want die wet het ons vrygemaak van sonde. Dit is wanneer Christus aan die kruis hang en hy uitroep, Vader, vergeef hulle. My God, waarom het u my verlaat? Sodat u en ek in Christus nooit weer van God verlate sal wees nie. Dit is die heerlikheid van 'n God wat vir ons kom genade gee. Daar is geen ander godsdiens in die wêreld wat hierdie genade aspek het nie. Die ander moet ek maar self doen, die ander godsdienste. Ek moet sorg, ek moet werk vir my eie redding. Nee, Christus het dit klaar aan die kruis vir ons kom verdien. En nou gaan ek vir u vra om saam met my die woorde van ons geloofsbelydenis met mekaar saam te herhaal. Die woorde van die 12 artikels. Ons het al vir u gesê en ons sê dit weer vir u, is nie 'n gebed nie. Met hierdie woorde kyk ek die wêreld vierkant in die oë. In die woorde van Petrus en Johannes wat gesê het, wie moet ons dan meer gehoorsaam wees? God alleen. Herhaal saam met my die woorde van die geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder die hand van Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat vir u en vir my sonde van God verlate was. En dit was hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy weer sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes. Ek glo aan die wederopstanding van die liggaam. En ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Amen beteken dis waar en seker. En daarom mag u en ek nie twyfel nie. En daarom bevestig ons dit dan nou uit Gesang 84, die 11de vers asseblief. Kom ons maak nou die woord van die Here oop by 2 plekke. Die een is Psalm 22. Psalm 22. En dan ook Matteus 27 vers 45 en verder.
Psalm 22 en ook Matteus 27. En daarom wil ek nou vir u vra, broeders, kom ons staan as verbondshoofde ook van ons gesinne. Kom ons staan voor die troon van God en namens ons gesinne tree ons ook vir mekaar in by God se troon. Kom ons staan asseblief. Wonderbare koning, heerser oor u skepping. Here, hoe kan ons vir u dankie sê? Dankie sê vir so ontsettende groot genade. Hoe kan ons, Here, vir u dankie sê vir 'n liefde so onmeetlik? Vir 'n Godverlatenheid sodat Immanuel waar kan word. So ons vanmôre 2000 jaar terugdink. O God, dan staan ons met die hand op die mond oor daardie gebeure in Jerusalem. Voor Herodes en Annas en Caiaphas en in die gevangenis en ook later op Golgotha. En ek dink daaraan dat u dit vir my, vir ons, vir hierdie gemeente in Witrifuur, vir u kerk, vir elkeen in hierdie wêreld kom sterf het. Maar Heer, dat ons vanmôre kan dankie sê vir u Heilige Gees wat oortuig van sonde en ellende en geloof, redding. Ons kan maar uit hande in die lug gooi, Heer, want dit is al wat ons kan doen. So ons sê dankie. Want ons harte is vanmôre vol. Want waar sou ons gewees het, Heer, as u gesê het nee? Waar sou ons gewees het as u daar op die berg omgedraai het en gesê het, ek sien nie verder kans nie? As u daar die legioen van engele geroep het. Nou kan ons maar net kom vra, Heer, 'n sondaar mens met 'n sondaar gemeente, onder 'n volk wat onrein is van lippe, kom ons na u toe. En kom pleit ons om genade. Kom pleit ons om redding. Kom pleit ons. Heer, u bloed oor ons. Ja, Heer, ons het gehoor van siekes, ons het gehoor van groot vreugde. Ons bid vir mekaar. Ons stel mekaar op u skoot. Ook waar ons in hierdie week groot hartseer gehad het, van 'n familie wat rondom 'n sterfbed gestaan het. Gee u krag en u genade wanneer ons uitroep. Wanneer ons ook voel, my God, waarom het u my verlaat? Dat ons weet, dis nooit so nie. Maar Heer, nou vanoggend, kom praat met ons. Kom versterk ons, kom gee vir ons die krag en die genade wat net u alleen kan. In Jesus naam. Amen. En ek lees baie Psalm 23
Vanmôre gaan ons Psalm 22 met mekaar saam lees. Nou as jy mooi die opvolging hiervan gaan lees, dan sien ons Psalm 22, dan is dit asof Dawid in die moeilikheid is. Dawid is skynbaar dodelik siek. Ons lees hier as hy hier kom sê, ek is 'n wurm en geen man nie. Mense haat hom, hulle wil hom doodmaak, die swaard van mense en die smaad van mense en verag deur 'n volk. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit. Hulle skud die hoof en sê, laat dit maar aan die Here oor, laat hy hom red. Nou, dis hoekom ons vir mekaar sê, ons weet nie presies wat Dawid se omstandighede was nie, maar dat hy in 'n groot krisis was hier. En dan dig hy ook Psalm 23. As ons in Psalm 23 sê, die Here is my herder, sy geloofsbelydenis ook op Psalm 22. Maar goed, dit daar gelaat. Kom ons lees dan nou Psalm 22, daar die eerste, wel ons gaan die hele Psalm saam lees, vir die musiekleier op die wysie van die hert van die dageraad, dis 'n Psalm van Dawid, dis 'n lied wat hy gesing het, en dan begin hy, my God, waarom het U my verlaat? Dawid is moedeloos, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul, so hoor hierdie man kry swaar, my God, ek roep bedags, maar U antwoord nie, en snags, ek kan nie swyg nie, tog is U die Heilige, wat woon onder die lofsange van Israel. Op U het ons vaders vertrou, dink maar aan die geskiedenis, en U het hulle uitgered. Hulle het U aangeroep en het ontvlug. Op U het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en geen man nie. So hoor hierdie man lê plat in die grond, stikkend. 'n Smaad van die mense en verag deur die volk. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit. Hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red. Laat hy hom bevry. Hy het ons behaag in hom. Dink maar aan wat op Golgotha gebeur het. Ja, U is dit wat my uit die moederskoot getrek het, wat by my was van my geboorte af, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors. Aan U is ek oorgegee van die geboorte af, van die skoot van my moeder af, is U my God. Wees nie ver van my af nie, want die nood is naby en daar is geen helper nie. Baie stiere het my, baie beeste, baie stiere het my omsingel. Sterkes van Basan het my omring nou. Basan was 'n plek wat groot beeste en beeskuddes gehad het. En nou word die vyand met hulle vergelyk. Hulle het hulle mond teen my oopgespalk soos 'n leeu wat verskeur en brul. Ek is uitgestort soos water. My beendere raak los. My hart het soos was geword. Dit het gesmelt in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf. My tong kleef aan my verhemelte, ek het dors. U lê my neer in die stof van die dood, in 'n geleende graf. Want honde het my omsingel, honde, die Bybelse term vir vyande, het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners, het my omring. Dink maar daar by die kruis en by die verhoor vooraf. Hulle het my hande en my voete deurgrawe, my beendere kan ek tel. Hulle kyk. Hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar, die grootste vernedering om naak daar te staan. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad, oor die onderkleed. Maar U, Here, wees nie ver nie. My sterkte, maak tog gou om my te help.
Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond. Verlos my uit die bek van die leeu en uit die horings van die buffels het U my verhoor. Ek wil U naam aan my broeders vertel, in die vergadering U prys. Julle wat die Here vrees, prys hom. Al die nakomelinge van Jakob vereer hom. Ja, vrees hom al die nakomelinge van Israel. Want hy het die ellendige nie verag nie. Dink maar, Jesaja wat sê, hy sal die geknakte riet nie verbreek nie, en hy sal die dowwe lampet nooit uitblus nie. Maar hy het gehoor, toe hulle hom aangeroep het, om hulp. En dan verander het hier in 'n lofsang, van U kom my lof in 'n groot vergadering. Ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat hom vrees. En mens iets sien hier van Jesus se vervulling van die Ou Testament. Die ootmoediges sal eet en versadig word. Hulle sal die Here prys wat na hom soek. Mag julle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer, en al die geslagte van die nasies voor U aangesig aanbid. Want die koninkryk behoort aan die Here. Hy heers oor die nasies, toe hy sy plek aan die regterhand van die Vader ingeneem het. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid. Almal wat in die stof neerdaal sal voor sy aangesig kniel, en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie. 'n Nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. En dan die heerlike loflied waarmee hierdie psalm ook afsluit. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. Tot sover hier. Dan blaai ons na Matteus 27, daarby vers 45. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde, en tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. In ander vertalings lees ons, Eloi, Eloi, dit is die Aramees. Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit, en sê, hy roep Elia. En toe hardloop daar dadelik een van hulle, en neem 'n spons, maak dit vol asyn, en sit dit op 'n riet, en laat hom drink. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. En daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. Tot sover ons skriflesing ook vanoggend. Mag die Here God self met elkeen van ons praat vanoggend. Ook wanneer ons moedeloos is, ook wanneer ons vra, Here nou, waar is U vandag? Hoekom voel dit asof U my nie hoor nie? Hoekom voel dit asof U vandag ver van my af is? Wie van ons het nie al so gevoel nie? Wie van ons het nie al by die graf van 'n geliefde gestaan en gevra, waarom, Here? Of by 'n siekbed? Of wanneer ek in 'n groot lewenskrisis is? Here, ek verstaan nie. Waarom laat U hierdie dinge toe? En dan is dit asof U en ek saam met Dawid dan ook uitroep, waarom het U my verlaat? Here, ek is dan U kind. U het my in die skoot van my moeder geplant.
En U is my herder deur die lewe. Ek verstaan nie, Here. Het U my dan een kant gegooi, het U my dan weggegooi? Is ek dan vir U niks werd dat U my nie hoor nie? Weet U wat is die wonder van hierdie gedeelte wat ons, en hierdie hele kruisgebeure, dat U en ek vanoggend kan terugkyk, en dat hierdie gedeelte vanmôre vir U en vir my kom sê, dat in Christus se Godverlatenheid, in Christus se verlatenheid van sy Vader, as hy uitroep, my God, het Immanuel sy betekenis gekry. Dat U en ek daardie versekering kan hê, nooit ooit sal hy my verlaat nie, nooit ooit sal hy my weggooi nie, nooit ooit hoef ek te sê waarom nie, want in elke waarom is daar 'n daarom, en daardie daarom, omdat hy God is, omdat hy aan die kruis vir U en vir my kom hang het, in U en my plek, in U en my plek uitgeroep het, waarom het U my verlaat? Want weet U, ons het dit al so baie vir mekaar gesê, en ons het dit net nou weer vir mekaar gesê in die gebed ook. En Paulus sluit daarby aan in 1 Korinte 15 en hy sê, as Christus nie opgestaan het nie, as Christus omgedraai het, daar by die graf, of daar by die gebed toe hy op die berg gebid het, sê ek sien nie verder kans nie. Of in Filippense 2 waar ons lees, hy het geen roof geag nie. Daarvan vers 5 en verder. Waar was U en ek dan vandag? En daarom kan U en ek vanmôre maar eintlik net met die hand op die mond staan en uitroep, dankie Here, dankie vir hierdie woorde op Golgotha, dankie vir hierdie gebeure op Golgotha, dat U dit vir my kom doen het, dat dit die teken is van U onmeetlike groot liefde vir my. En weet U wat? Dat hy deur sy Heilige Gees vanmôre na elkeen van ons toe kom, waar ons ook al sit, en dat hy deur sy Gees vir U en vir my vierkant in die oë kyk, en dan moet U en ek nie wegkyk nie. Maar hy vir ons vierkant in die oë kyk en sê, my kind, ek het dit vir jou kom doen. Ek was vir jou van God verlate. Weet jy, daar is baie gesprek onder gelowiges. Was Christus dan in die hel of was hy nie in die hel nie? Ons sê nee. Hy het vir ons helse smarte aan die kruis verduur. Maar weet jy wat is hel? Hel is om van God verlate te wees. Nou het hy vir U en vir my 'n verstand gegee. 'n Gesonde verstand. Om te kan kies. Op watter pad wil U en ek wees? Wil U en ek wees op die pad van Christus? Op die pad van Immanuel, God met ons? Want hy kom sê vir ons, as julle my naam voor die mense bely, sal ek julle voor my God bely.
of wil ek eensaam en alleen my ewigheid deurbring? Dis 'n baie belangrike vraag wat jy en ek vir onsself moet vra. Want hierdie gedeelte wil juis vanmôre vir u en vir my leer om na die voorbeeld van Christus, soos wat hy aan die Vader vasgehou het, deur hierdie verskriklike trauma, deur hierdie verskriklike lyding, want kom ons sê dit vir mekaar, gaan lees maar enige mediese verslag wat nou na die tyd opgestel is. Ek het al 'n paar van hulle gelees. En jy gaan kyk na wat daar gebeur het. Ons gaan kyk wat Jesus deurgemaak het ter wille van ons. U en ek sou dit nie kon doen nie. En om eendag voor die troon van God te moet staan, en ons gaan daar staan, en ek gaan alleen daar staan. My broeder en suster, ek dink nie dis 'n plek waar u en ek ooit alleen wil wees nie. Want daarom kom hierdie gebeure, my God, waarom het u my verlaat? Sodat u en ek nooit in der ewigheid van God verlate sal wees nie. Ek is met julle al die dae tot aan die einde van die wêreld. Ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Klink hierdie woorde bekend uit die skrif uit? Dis die belofte. Daar die woorde van God in Deuteronomium 1:31 waar God sê, ek dra jou soos 'n man sy kind dra. Jesaja 43 wat hy sê, ek is saam met jou in daardie krisis. My God, waarom het u my verlaat? Sodat u en ek aan sy hand, u en ek gelowig is, aan sy hand die pad kan loop, daar die pad van geregtigheid, deur die voorhangsel heen, tot voor die troon van God. Is dit die pad wat u en ek begeer om te loop? Kom ons maak dit maar met onsself uit. Weet jy, as ons in die gedagtes vanoggend teruggaan, 2000 jaar terug, so 'n week of wat van nou af is dit Paasnaweek, en dan vier ons hierdie gebeure, maar dan gaan u en ek terug in die gedagtes, na daardie Vrydag toe, en ek sien in my gedagtes daar die 3 kruise teen die berg, teen Golgotha, of dan kom jy in heuwel net soos jy wil. En dis ongeveer 3 uur die middag. En ek sien in my gedagtes die 3 persone wat daar hang, en dit is 'n warm lenteoggend daar in Palestina. En dan sien ek hier van 12 uur af, het dit begin donker word. Het die Vader asof hy sy seun teen hierdie skande van sy naaktheid en die skande van hierdie vloekhout en die spot van almal rondom hom, want dit was deel van kruisiging, om daardie kruis te plant by 'n kruispad waar almal hom kon sien en almal kon deel in die spot. Asof God 'n kombers getrek het oor die skande van sy seun. En ek sien in die skemer daar die kruise dofweg
En ek sien Jesus in die middel. Een wat spot. En een wat sê, dink aan my, as jy vandag in die koninkryk kom. So asof Jesus dan ook hang tussen hemel en aarde. Asof van God verlate en deur die wêreld verwerp. Maar sy genade is nog steeds. Daardie genade vir u en vir my vandag. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ek sien my verlosser aan die kruis. Ek sien hom soos 'n lam wat geslag word. Ek sien hom dat hy sy mond nie oopgemaak het nie. Ek sien en ek hoor geen klag oor sy lippe kom oor dit wat hom aangedoen is nie. Al wat ek hoor, Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek hoor hom uitroep, ek het dors, sodat u en ek nooit weer dors sal kry nie. Ek hoor hom uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Ek hoor hom in sy diepste nood ook dink aan hulle wat hier voor hom staan. Vrou, daar is jou seun, seun, daar is jou moeder. Wat hy steeds vir u en vir my in sy hart se punt dra. Vir u, vir my, vir Witrifuur, vir sy kerk, sy strydende kerk op aarde. Was hy van God verlate. En ons hoor weer die tweede vers van Psalm 22 en dit wat ons hier in Matteus gelees het. Ons hoor hom uitroep. My God, waarom het u my verlaat? Eli, Eli, lama sabachthani. Dan lees ons daar sommige dink hy roep Elia. Elia om hom te kom verlos. Want Elia is dan die een wat vuur vanaf die hemel gebid het daar op die berg Karmel. Kom ons kyk wat gebeur. Ander een hardloop om 'n kruik water te gaan haal. En van hierdie gebeure, my broeder en suster, kan u en ek maar net in ootmoed, met die hand op die mond, in verwondering voor die Here staan. Die Hemelkoning. Die Hemelkoning wat dit vir my kom doen het. Wat is hier aan die gang? Verstaan nie. Hy wat vir my so lief het, dat hy bereid was om sy seun vir my te gee. Hy is dan die geliefde van die Vader. Hy het dan die wil van die Vader kom volvoer. Hoe nou? Die wil van die Vader is juis wat hy kom doen het. Die wil van die Vader was juis u en my redding. U en ek wat hom verlaat het. Daardie kudde wat loop draadspring het en gaan soek het aan die ander kant. Hy het na hierdie wêreld gekom juis om na u en my te kom soek. Maar ook, en gaan lees maar die Bybel, die skrif moes vervul word. Want hierdie gebeure het God vanuit die ewigheid uit voorsien. Dat die magte van die hel hier teen hom losgelaat word. Maar hy is al wat dit kan dra. Hy wat sonder sonde is. Hy wat self ook God is. Hoor dit, is sonde gemaak ter wille van u en my. Hoor u dit? Die seun van God hang in 'n vuurkout, waar u en ek moes gehang het.
En hy roep uit, my God, waarom het U my verlaat? Dit wat U en ek moes uitgeroep het. Maar dank God, hy kom en hy sê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Terwille van U en my, nou nie meer my God nie, maar Vader. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Ons dink aan die woorde van Jesaja 49 vers 7. Kan maar gaan Jesaja 53 ook gaan lees. 'n Smaad van die mense, verag deur die volk. Dank God hy daar gebly. Want hy kon van die kruis afkom. Hy het vir Pontius Pilatus gesê, hy het vir ander ook gesê, ek kan die Vader bid en hy sal vir my 'n legioene van engele stuur. Maar hy het nie, omdat U en ek sy hartse punt is. Omdat U en ek aan hom behoort. Maar nou, ek sluit af. Dit waarmee ons begin het. Hy is U en my voorbeeld. Soos wat hy deur alles aan die Vader vasgehou het. Soos wat hy deur alles die Vader vasgeklem het. My God, ek hoor sy benoudheid. So word U en my opdrag gegee om ook aan hom vas te hou. So word daar vir U en vir my gesê, moet nooit laat los nie. Psalm 69, daar die eerste paar verse. Verlos my, o God, want die waters het tot by my siel gekom. En dan kom die opdrag vir U en vir my. Wat 'n heerlike opdrag vanuit die skrif. As ons vir mekaar sê, moenie laat los nie. Soos daar die vrou wat gesê het, as ek maar net die soem van sy kleed kan vasgryp. En sy het. En Jesus het omgedraai na haar toe. Blinde Bartimeus wat in sy nood uitgeroep het, Jesus, seun van Dawid, gaan my nie verby nie. En hy het nie. So ook nie die 10 melaatses nie. Waar is die ander 9? As Christus se navolger, hoor dit mooi. En vriende, kom ons gaan dink maar daaroor. As navolger van Christus word my kruis, my swaar kry, my lyding, my gevoel van God het my verlaat, in sy swaar kry opgelos. Galasiërs 2 vers 20. En jy kan dit maar saam met u vat en in die Bybel gaan onderstreep. Galasiërs 2 vers 20 staan daar, ek leef nie meer nie. Christus leef in my. Ek is met Christus gekruisig. Kan jy dit vanmôre saam met my uitjubel? Kan jy dit vanmôre saam met my in blydskap teenoor die wêreld daar buite sê? Of die woorde van Paulus in 1 Korinte 2 vers 2. Is dit U en my lewenslied, U en my vreugde? Al staan hier die kruisiging en die tekens soos die nagmaalsformulier vir ons sê, van 'n verskriklike lyding, nie vreugde nie. Maar dan word dit vir U en vir my 'n vreugde as ons kan uitroep. Ons verkondig Christus en hom wat gekruisig is. Nooit weer van God verlate nie. Want hy was van God verlate.
Daarin het Immanuel sy diepste betekenis gekry. God altyd met ons en by ons. Amen. Kom ons staan broeders en dan roep ons die naam van die Here aan. Wonderbare koning, heerser oor die skepping. Paulus sing in Romeine 11, maar die laaste verse, uit u en deur u en tot u is alle dinge. Aan u die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. En ons kan vanmôre maar net kom sê, Here, dankie vir hierdie genade, dankie vir hierdie liefde, dankie vir die wonder en die blydskap van 'n Golgotha, dat u bereid was om ons eensaamheid op u skouers te neem, dat u bereid was om hierdie verskriklike pad namens ons te kan loop. Here, maak ons dankbaar, maak ons blye gelowiges in u, wat aan die wêreld daar buite kan sê, Christus was gekruisig vir die wêreld, maar die wat aan hom glo sal gered word. Maar Christus het opgestaan, het opgevaar. God het hom sy heerlike posisie teruggegee, sy hemelse heerlikheid. En hy kom weer. Ons verkondig Christus en hom wat gekruisig is. Dankie, Here. So vir hierdie gemeente bid, vir u kerk, die strydende kerk. Net u genade. Dankie, o Heer, dat u dit vir ons kom doen het. Amen. Kom ons gee geleentheid vir die broeders om die kollekte op te neem, asseblief, my broer. Dankie my broeder Tinus, herinner ons net, daar is nog almanakke en ander daar agter as u dit en boodskappers net Tinus, vir die van u wat dit nog nie gekry het nie. Kom neem asseblief. En dan gaan ons na gesang 361. Juis wanneer u en ek plat geslaan is, ruwe storme breek in woede, alles om my heen is nag, tog hou God my in sy hoede, hy hou oor my siel die wag. Wat my tref in dood of lewe, watter teenspoed my ook wag. Jesus sal my nooit begewe,
Is ek swak, by hom is krag. Ook die Satan het sy perke en die Heer se almagswerke. Hoogte, diepte, vreugde of rou, niks ontruk my aan God se trou. En dit is die wete waarmee jy en ek vanmôre hier uitgaan, huis toe gaan. Hy is in beheer. Maak nie saak wat my tref nie. Hy is saam met my in my krisis. Kom ons staan, Gesang 361, daardie 2 verse, en dan bly ons staan terwyl ons wag op die seën van die Here. Wat 'n heerlike wete, niks ontruk my uit sy hand en aan sy trou. Ontvang die seën van die Here en dan gaan jy huis toe in sy vrede. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u elkeen sy vrede gee, waar jy ook al mag gaan. Amen.